kom deel saam met ons vanoggend net in die voorreg wat ons het om in Christus te kan wees. En ons het gevoel dat ons in hierdie seisoen, terwyl dat hier ook so 'n bietjie van 'n leierskapwisseling plaasvind by julle, ons Kameeldrift kampus, ek gaan nou ietsie daaroor sê, het ons regtig gevoel dat ons jou wil terugvat na die feit dat God 'n bron van hoop is. En sy hoop asem binne in my en jou storie in vanoggend. En ek dink as ek vir jou hierdie vraag sou vra, wat is jou storie? Gaan ek dit nou nie vir jou vra soos jou vrou wanneer jy 'n ou foutjie gemaak het, wat is jou storie? Dis nou nie wat ek bedoel met die vraag nie. Maar ek onthou op 'n stadium met iemand my laat sit en ek kan jou aanmoedig, Desember maand is 'n wonderlike tyd om 'n bietjie te gaan terugdink oor jou storie. Wat het in die eerste 5 jaar van jou lewe gebeur wat 'n vormende invloed op jou gehad het? Die tweede 5 jaar. En so is dit goed om na jou storie te kyk. Ons is geneig om net te kyk na wat met ons gebeur het, maar 'n dieper vraag is, wat het in my gebeur? Wat het 'n vormende invloed? Hierdie jaar wat verby is, as jy nie besef het nie, hy's klaar verby, maar Kersfees is om die draai, maar as jy dink in Desember maand oor hierdie jaar, is dit een ding, jy weet, ek en my gesin, ons haal altyd ons fone uit, dan kyk ons na die foto's wat ons geneem het of met mekaar gedeel het, om so 'n bietjie die jaar te herleef. Maar 'n goeie ding om vir jouself te vra is, wie het ek geword hierdie afgelope jaar? Wat het vorm gekry in my menswees? En dis waaroor ek vanoggend met jou wil kuier, en ek wil jou terugvat na toe ek 13 jaar oud was, en 'n stukkie van my storie met jou deel. Ek weet, jy kan nie nou na my kyk en imagine dat ek ooit in my lewe 13 was nie, maar ek onthou in die eerste jaar op hoërskool, gaan ek op 'n tienerkamp, en pastoor James Grant was die spreker gewees, en daar het 'n revolusie in Jan se gees gebeur. Ek was baie betrokke in kerk, selfs in die worship team gewees met my trompet, en hier kom ek eers op by ouderdom van 13, en God se teenwoordigheid, sy nabyheid, word so 'n werklikheid vir my, in die aanbidding, en ek onthou hoe dat hy gepraat het oor koning Dawid se lewe, wat ek nou nie vanoggend wil doen nie, maar ek wil die tweede deel van daai Bybelstudie van daai naweek wil ek graag met jou deel. As jy jou Bybel wil oopmaak by Jesaja hoofstuk 40, of jy kan saam met my lees. Vir tyd onthalwe gaan ek net een versie vat en hom so bietjie uitmekaar uittorring en vir jou my storie vertel in die lig van hierdie versie. Maar eintlik verander die storie nou na Jan se storie, verander nou na jou storie toe. Ek wil met jou praat oor die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie. Hierdie is 'n sinnetjie wat ek vandag bid, jy sal memoriseer, so deur die loop van my kuier met jou vandag, dat hy so vaslaan in jou gemoed, soos wat dit vir my gebeur het. En daar's 'n paar skuiwe, daar's 'n paar radikale veranderinge, wat ek weet God in elke mens se lewe wil bring, en dit het met my gebeur, en ek glo, ek spot baie keer met myself, en ek sê, jy weet, ek was in Germiston Hospitaal gebore, en ek lees een keer in die Bybel, daar staan, kan daar iets goed uit Nasaret kom? Hulle het van Jesus gepraat. En ek was een keer al in Nasaret, en ek het vir jou sê, dis beter as Germiston. So, as die Here met my iets kan doen, en as hy iets in my storie gaan doen het, dan is dit verseker dieselfde vir elke persoon in hierdie plek. Om op die Here te wag, is 'n term wat mense baie verkeerd gebruik in die kerk. Dis asof ons sê, ons wag op die Here, asof hy nog nie hier is nie. Hy gaan nou opdaag. En ek wil vir jou sê, God is klaar hierso. Hy is môreoggend saam met jou in die kar, in die verkeer. Hy is klaar deel van jou bestaan. So wat het die Bybel bedoel met die woord wag? Die woord daarso in die oorspronklike taal het 'n prentjie vir mense geteken van afwagting. Het jy al mense genooi vir ete? En dan elke nou en dan loer jy daar by die voordeur uit, is hulle al hier, is hulle al hier, is hulle al... Jy het hierdie afwagting, daar's nog 'n prentjie wat mense gesien het, wanneer hulle daai woord gehoor het, die wat op die Here wag, die wat hulle lewe verweef met hom, die wat op die Here wag, wat hulle lewe inweef in God, en God inweef in hulle eie lewe, hulle kry nuwe krag. En ek onthou op daai tienerkamp,
hoe dat iets in my lewe vir ewig verander het. Wie van julle kan hiermee assosieer? Jy gaan na 'n kerkdiens toe en jy's op 'n high na sulke stunning tyd van worship en dan môreoggend gebeur daar iets daar by die werk en dan gaan die water so teen die trappies af tot jy weer so effens leeg is, hierso seker teen Woensdag. Dan het jy weer 'n selgroep nodig om net weer so bietjie van 'n inspuiting te beleef. Baie mense praat van hulle geestelike petroltank, nee, ek moet my tank bietjie vol maak. En ek wil vandag met jou deel dat die Here iets anders in Jan se lewe gedoen het. En ek sien dit in Jesus se woorde in Johannes hoofstuk 17. Op die laaste dag van een van die groot feeste het hy 'n belofte gemaak, Jesus, en gesê, ek gaan iets in julle binneste doen. Is julle nog met my? Hier kom hy nou, hier kom hy. Wat soos 'n fontein van lewende water sal wees. Nou die idee van lewende water in die Bybel was vars fonteinwater gewees. Met ander woorde, dis nuwe water. Elke minuut, ek het bo by die Jordaanrivier by die berg gestaan, waar hy uit die berg uitloop, en net so sy eerste kinkel wat hy gemaak het, het hulle 'n koppietjie vir my gegee, en het ek Jordaanrivier water gedrink. Vars, dit is lewende water. En ek wil vandag jou challenge of jou sê, as 'n 13-jarige kind, het ek beleef hoe God my petroltank vervang het met 'n fontein. En ek het nie meer 'n kerkdiens nodig vir 'n inspuiting en vir 'n inaseming nie. Wat het verander? Kom ek vertel vir jou die storie, en ek bid vandag dat die Here mense hier sal uitstuur en dat jy 'n nuwe revolusie sal beleef, waar dit nou nie meer water is wat teen 'n trappie afloop nie, dis Jan wat trappies klim van intensiteit van God se teenwoordigheid. Want die wat op die Here wag, 'n praktiese voorbeeld van dit is letterlik net om jou eerstes van jou lewe vir die Here te gee. Om op die Here te wag, vir my, is om my eerste koppie koffie. Dit is een van die heiligste oomblikke van my dag. Ander heilige oomblik is wanneer ek 'n vuurtjie laatmiddag aansteek. Maar vir my eerste koppie koffie, daar was baie jare waar ek koffie on the go gedoen het. Ek het die koffie gegryp en gejaag ergens heen. Of ek het koffie gedrink terwyl ek my skoene aantrek. Het was so half 'n ekstra in my lewe gewees. Dan was daar seisoene waar my eerste koppie koffie, ek en my Nespresso masjien, ons praat dieselfde taal, en dan het ek my koffie gedeel met WhatsApp, of ek het dit met e-posse gedeel. Iemand sê eendag, jou inbox is somebody else's priority for your life. Joh, hoekom sal ek die eerste oomblik van my dag ander mense se eise en vereistes prioriteit gee? En ek het 'n radikale vernuwing in my hart beleef, toe ek al daai goed kan toeskuif, dis ek en my koffie en my Bybel, en ek wil vandag vir jou vra, maak nou nie saak, as jy nou 'n oggend of 'n aand mens, julle weet mos, en dan trou die twee gewoonlik met mekaar, en dan is dit nou 'n hele debat om uit te figure, hoe gaan ons hierdie huwelik maak werk, want wanneer jy slaap, is ek wakker, julle, hallo, net my huwelik, of nog iemand hierso? Die manne mag nie te hard amen sê nou nie. So as 2:00 die middag jou eerste oomblik van die dag is, myne is in die oggend, dit maak nie saak wanneer dit is nie. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. As jy jou lewe verweef met God, wanneer is jou eerste uur van jou week? Sakeman vriend van my, baie suksesvol, maar ook baie lief vir die Here. Hy sê, my eerste uur van my week is 'n Sondagmiddag 4:00. Hy sê, ek sit alles af, ek gaan een kant en ek gaan sit met die koning en ek praat met hom oor my week wat kom. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En so gaan ek vandag nie tyd daaraan spandeer nie, maar vir julle wat leiers is, wat doen jy met die eerste dag van elke seisoen van jou lewe? Vir my eerste dag van 'n kwartaal, ek gaan altyd en ek vat 'n dag en ek gaan sonder af en ek vat alles wat in my lewe gebeur, want die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En jy begin dan met antisisipasie leef, met 'n verwagting. Jy begin soek vir daai oomblikke waar God wat klaar by jou is, waar jy sy hand in aksie sien, waar jy sien die Here praat, die Here werk. En ek wonder of ek jou net kan herinner, God het nie na hierdie aarde toe gekom om vir ons 'n kerklewe te gee nie. Hy het gekom om vir ons 'n koninkryk te gee waarin ons kan lewe, en of ek eet en of ek drink en of ek slaap en wat ek ook al doen, ek lewe verweef
met die koning. En sy heerlikheid word so 'n deel van my storie. Nou, wat ek beleef is dat die eerste vrug van om in verhouding met God te leef, is 'n nuwe dimensie van krag. 'n Nuwe dimensie van krag. Elke mens in hierdie plek het krag by die Here ontvang. Jy het 'n unieke gawe. Jy het iets wat dinge kan verander. Jy het iets wat dinge kan verbeter. En jy het iets wat ek nie het nie. En dis die belangrikste ding op aarde, dat jou wag op die Here is nie net vir geestelike vernuwing nie, maar is ook om te beleef. Ek wil dit vir jou so beskryf, as jy sal lees op die volgende skerm. Ek noem dit goddelike kapasiteit. Goddelike kapasiteit. Vandat ek 13 jaar oud is, beleef ek how God increases capacity in my life. En is die werk van die Heilige Gees. Dis nie Jan se slimmigheid nie. Ek het beleef hoe dat die Here kapasiteit groei en vermeerder in my lewe. En ek wonder wat in jou komende seisoen, in hierdie tyd waar jy nou ingaan, of dit tot die einde van die jaar en of dit volgende jaar is, wat is die nuwe krag wat die Here vir jou wil gee vir hierdie tyd? Nuwe kapasiteit. Toe hierdie leierskap transisie begin hierso, en die van julle wat dit nou nie weet nie, Carlos was ons leier hier gewees, en ek gaan nie die hele storie herhaal nie, ek het 2 weke terug daaroor gepraat, maar het op 'n punt gekom waar hy uit pastorale bediening uit bedank het, om op hierdie stadium na homself te kyk en by ander prioriteite uit te kom. En ons het sy bedanking aanvaar, en ek het gesê, ek gaan instap, en ek gaan saam met julle die pad stap, op pad na nuwe realiteite toe, en die leierskap vraag kom antwoord hier by Kameeldrif. Ek het soveel mense gekry wat vir my gevra het, Jan, het jy kapasiteit? Het jy tyd hiervoor? Het jy energie hiervoor? Ek staan voor jou vandag, en ek sê vir jou, it's vibrant on the inside. Daar's iets in my binneste wat resoneer, want ek het nie hier in hierdie krisis aangeloop gekom sonder die Here nie. Dit is die wat op die Here wag, wat nuwe kapasiteit kry vir 'n tyd soos hierdie. En so het ek beleef, hoe dat die Here vir my as 'n student, ek onthou, hoe dat vir my vriende net wou deurkom. Maar die Here het vir my akademiese kapasiteit gegee. Later, toe ek 'n jong worship leiertjie op 22, die aanbiddingsleier van 'n groot gemeente in Kempton Park, het ek regtig, ek was jonk en dom op daai stadium. Al dink jy in jou 20's, jy weet alles. Ons weet beter. Hallo? Die bietjie ouer is, julle weet beter. Ek was jonk en dom gewees, maar die Here het kapasiteit gegroei in my vermoë om te lei en te bedien. Later het ek 'n leier van Doxadeyo se Noordkampus geword, en die Here het vir my kapasiteit gegee. Die Here het vir my kapasiteit gegee om dit te kan doen en Pretoria te kan lei, en so kan ek aangaan en aangaan. En ek wil jou vandag innooi na God se hart en sy begeerte vir jou. Die wat op die Here wag, kry splinter nuwe krag. Nuwe kapasiteit vir hierdie tyd waarin jy leef. Maar jy moet dit antisipeer, jy moet dit verwag, en jy moet jouself gaan sit op 'n plek, en in 'n lewensgewoonte, waar God prioriteit in jou lewe kan kry. Anders gee jy hom nie 'n kans om vir jou nuwe kapasiteit te gee nie. En ek wil op hierdie punt vir julle net vinnig verwys na een van die belangrikste teachings in die Nuwe Testament. Ons is 'n liggaam, en in hierdie liggaam van Christus is daar unieke genadegawes wat die Here vir Marius gegee het, vir my gegee het, vir Roan gegee het. En ek is vandag hier om vir julle te sê dat hierdie gawes in Kameeldrif gaan versterk en gekomplementeer word met Eugene en Jean-Marie Lombard wat hier gaan inskakel aan die einde van die jaar. En ek wil hulle aan julle kom voorstel 16 November. Maar die toon, hallo ja, ek is ook opgewonde, maar jy gaan nou nog meer opgewonde raak. Want die toon, het jy jou groot toon al so seer gemaak dat jy nie kan loop nie. Gaan nou nie vertel van daai een goudbelewenis wat ek in my lewe al gehad het nie. En ek wil net weet, hoekom toe dit gebeur, my kinders op die grond gerol en lag het vir my pyn. Ek wil dit net verstaan. Jy weet, dis nou 'n liefdevolle familietjie wat ek daar groot gemaak het, maar in 'n geval, is jy by my? Wanneer jy jou duim raak gesny het, na die dag is ek met die groentemes effens onverantwoordelik, en daar gaan die voorste helfte van hierdie sagte velletjies op my duim, en dan skielik is jy bewus, dat as een deel van die liggaam nie voluit kan funksioneer nie, dan ly die hele liggaam.
God se koninkryk het nie 'n hiërargiese stelsel waar die toon meer belangrik is as die vinger nie. En ek wil vandag vir jou sê, Doxa Dayo se leierskap het so nog altyd gefunksioneer. Ons is 'n span, ek het 'n rol, Eugene het 'n rol, ek en hy, terwyl hy in Bloemfontein onder Dani se leierskap groot geword het as 'n leier, uit dieselfde pad as ek geloop as 'n aanbiddingsleier, jonk en dom, hier by Kameeldrif begin, en gegroei as 'n leier, en vandag, hulle was Sondag aand in hulle aanddiens 700 mense gewees. Daar's iets van 'n bediening na 'n jonger generasie toe, wat die Here guns kom gee het onder Eugene se leierskap. Maar dis nie 'n hiërargiese ding, waar as hy hier inskakel, dan het ons nou, jy weet, 'n nuwe kop vir hierdie, enige ding wat 2 koppe het, is 'n ongedierte, okay? Dis wat Openbaring sê. Jesus is die hoof, die res van ons is diensknegte. En ons het unieke gawes en talente, en mense vra vir my oor Marius en Adel, maar moes hulle nie hierdie rol vervul het nie, en ek gaan aanhou met jou kuier, as jy wil gesels, kom gesels met ons, laat ons vir die storie verduidelik. Ons beleef in die komende seisoen, dat om die leier van hierdie span te wees, het 'n klomp fidusiëre en besigheidstipe goed wat nodig is. Marius en Adel se gawe, hulle genadegawe, is om by mense te wees, mense te dien, mense te bedien, leiers te ontwikkel. Hulle doen dit al reeds fantasties, en ek wil dit beskerm, en ek wil dit komplimenteer. En wat ek vandag vir julle sê is, al sien julle my nie baie nie, is ek deel van hierdie span hierso, want ons is in vennootskap en spanwerk met mekaar. Kom hoor nog 'n deel van daai storie op 16 November. Vandag sê ek vir jou, die wat op die Here wag, kry nuwe kapasiteit en nuwe krag. Maar hier is ons 'n volgende ding, wat 'n belofte is in die woord van die Here. Hulle vaar op met vleuels soos 'n arend. Ek het nou net vir jou gesê, God wil jou petroltank vervang met 'n fontein. Is julle nog by my? Is petroltank Afrikaans? Jy spel hom met 'n E, T-E-N-K, dan is dit Afrikaans. Ja. Moet jy nou, ek het ook 'n dieselkar. Anyway, die tweede ding wat ek vandag oortuig is, die Here wil die mossie in jou vervang met 'n arend. En ek onthou hoe dat pastoor James Grant daai naweek het hy soos 'n mossie gefladder daar voor op die verhoog, en hy het gesê, jy al gesien as 'n mossie probeer vlieg, hoe baie energie hy moet insit om in die lug te kom, en hy sê 'n arend doen nie dit nie. 'n Arend sprei sy vlerke, dis 1 of 2 klappe. Ek het gister die voorreg gehad om visarend in vol vlugwete net te bewonder, en dit was vir my so asemrowend hoe dat daai dier homself kan vat na hoogtes toe as gevolg van hoe hy met die wind werk. En dat iets in my identiteit verander op daai kamp, waar ek besef het, ek gaan vir die res van my lewe nooit weer 'n sukkelaar wees nie. Nooit weer nie. Dit beteken nie, ek het al gesukkel nie. Hallo, waar is julle nou? Ek het al gesukkel in my huwelik en met my kinderopvoedering, en ek het al gesukkel met my leierskap, maar ek is nie 'n mossie nie. Ek is nie 'n sukkelaar nie. God doen iets, die wat op die Here wag, beleef hoe dat die arend wakker word. En hoe dat Christus die arend, as jy in die Nuwe Testament gaan kyk, sal jy sien hoe dat hy uitgebeeld word as 'n arend, hoe dat sy identiteit binne in jou weer galm, en jy begin besef, that is who I am. En ek wil net gou dit weer sê, en hoor of julle my verstaan. That is who I is. Nou verstaan julle, okay. Ek wil vandag 'n verklaring maak oor elke lewe hierso. Die wat op die Here wag, styg uit. Die wat op die Here wag, styg uit. Nie noodwendig dat ek bo ander mense uitstyg nie, dit ook. Maar jy styg uit bo jou omstandighede. 'n Arend het die vermoë om bo storms uit te styg. En ek onthou hoe dat ek as 'n jong tienerseun God se woord begin lees het, en 'n arend in Dawid raak gesien het, en 'n arend in Josef raak gesien het. Is julle nog hier? En 'n arend in Daniël raak gesien het, en 'n arend in Christus, en 'n arend in Paulus raak gesien het. En in my binneste het ek begin sê, Here, as U dit vir daai mense kan doen, dan gaan U dit vir my ook doen. Ek bid vanoggend dat iemand hier, dat jy sal sê, as die Here dit vir John kan doen, dan gaan hy dit vir my ook doen. Maar jy moet op hom wag. Jy moet op die Here wag. Dis hierdie konstante fokus en prioriteit van 'n verhouding met die Here. En die laaste deel van die storie wat ek vanoggend wil deel, is dan in die laaste 2 woorde van daai skrifgedeelte. Hulle vaar op met vleuels soos die arende,
Maar nou, ek het nog nie Arend sien hardloop nie, so ek dink hy verander die metafoor. En hy sê, soos 'n atleet wat hardloop en nie moeg word nie, wat wandel en nie mat word nie. Ek wil vandag vir jou 'n deel van my storie vertel, van hoe dat ek in 2005, Desember maand, so bietjie gecrash het, in terme van my eie emosionele energie, en 'n stuk uitbranding beleef het. En dis eintlik skokkend om te dink, dat jy met God se werk kan besig wees, met die regte goed kan besig wees, nog steeds uitbrand. En die hoofrede was 'n gebrek aan wysheid. Ek het goed gedoen wat ek nie veronderstel was om te doen nie. Die leierskap het gegroei, die mense het gegroei, daar was meer eise op my lewe, en ek het naderhand gevoel, wat hierdie ding vra, ek was die leier net van Brooklyn Campus, met 30 personeel, 2000 mense op 'n Sondag, en al wat ek gevoel het is, ek kan nie meer nie, dit vra te veel. Ek het nie wat hierdie ding vra van my, het ek nie in my nie. En in daai jaar het die Here vir my afsprake gemaak, wat my gehelp het om te ontdek dat ek verantwoordelikheid het om my energie te bestuur. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Dis moontlik dat jy kan hardloop sonder om moeg te word. En ek wil net gou fast forward na vandag toe. Vandag is ek in Williana die leiers van oor die 60 organisasies, 750 personeellede en omtrent 30,000 mense, en vandag is ek nie uitgebrand nie. Vandag kan ek hardloop en ek is nie moeg nie. Vandag kan ek is nie afgemat nie, want God het vir my wysheid kom gee. En dalk is hier iemand in hierdie plek wat nodig het om saam met my vandag uit Filippense 4 te gaan doen wat die Here met my gedoen het in 2006. Daar het baie ander goed ook gebeur, maar hier's waar dit begin het. Wees oor niks besorg nie, maar in alles maak julle begeertes by God bekend. En wat lieflik en loflik is, bedink dit. Baie van my energie het na my worries toe gegaan, my ontsteltenis en my besorgdheid. En iemand het my laat sit by 'n tafel op my boude met 'n stuk papier en vir my gesê, begin jou begeertes neerskryf. Ek onthou soos ek geskryf het, hoe dat my kop gesê het, onmoontlik. Ek wil saam met Williana gaan fliek, ek wil saam met my kinders, ek wil 'n ure dag lees, ek wil hierdie, ek wil daai. Ek het 'n klomp goed neergeskryf. En wat gebeur het in daai volgende 2-3 maande, is dat my innerlike energie van frustrasie, van besorg en omgekrap, het geskuif na positiewe begeertes voor die Here. En die Here het my begeertes vernuwe, en toe begin die wonderwerke gebeur. Toe begin ek wysheid kry om sekere goed minder te doen en beter, en ander goeders te begin doen en ander goed te stop doen. En die Here het my denke vernuwe. En hier's iemand in hierdie plek vandag. Jy is waar jy is, oordat jy dink soos wat jy dink. En die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Ken jy hom nou al? Hallo? Hulle vaar op met vleuels soos hulle hardloop. Ek kan hardloop, jy kan hardloop. En die moeg word deel, inteendeel, hier is nou 'n stuk energie. As ek vandag afklim van hierdie kansel af, het dit niks uit my uitgevat nie. Want ek het ontdek dat om God se woord met mense te deel, gee vir my energie. Dit laai my. En daarom is daai fontein aan die borrel. Ek het nie meer 'n petroltank nie. Ek leef nou vanuit die oorvloed van God se genade. Ja, daar kom nog steeds tye waar ek beter moet dink en beter wysheid, en die Here vra vir wonderwerke. Maar ek nooi jou om op jou voete te staan vir 'n kort gebed, en kom ons staan, as ons nou saam sing en saam worship. Dankie vir die aanbiddingspan, julle kan so lank kom reg kry. Wanneer ons saam worship, dan wil ek vandag bid, Hemelse Vader, dat iemand in hierdie plek, wat vandag besef, hulle wag nie op die Here nie, wat besef hulle leef nie ingeweef in God, en God ingeweef in hulle in nie. Miskien is hier iemand wat se passie vir u net so bietjie koud geword het, en u roep hulle vandag na 'n nuwe begeerte toe, na 'n nuwe plek, waar hulle eerstes van die dag en hulle eerstes van die week, mag het deurweek word, Here, met u grootheid en u goedheid. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag, en dis mense wat hier sit en sê, my krag, my kapasiteit, my vermoë vir hierdie seisoen, I don't have what it takes. En ek spreek vandag, Here, u gees energie oor mense, u vernuwende energie, dat u genadegawes gee vir 'n tyd soos hierdie, en dat u ons toerus vir die uitdagings wat nou voor ons is.
Ek bid ook vir iemand wat 'n mossie aan die binnekant geword het, iemand wat so sukkel, wat so hard moet werk. En U sê vandag vir hulle, kom leer by my. The Unforced Rhythms of Grace. Ek gaan vir jou iets vars en iets nuut kom leer. Maar jy moet eers aan die binnekant begin besef, daar leef 'n arend binne in jou. En so kom ek heel laaste om nou te bid vir mense wat moeg en afgemat is. En ek vra Vader deur die Heilige Gees, kom vernuwe ons denke en kom gee vir ons wysheid en gee vir ons clarity en duidelikheid. Dankie Heilige Gees, deur die tyd van worship waar ons nou kom, doen U 'n vernuwingswerk. Your name is power, Your name is healing, and Your name is life. Amen, amen. Kom ons sing 'n bietjie in die worship song.